Nou die storie, ek het nou al van hierdie stories vertel, maar ek het dit nog nooit saam vertel nie. En dis waar Jesus gaan preek het in 'n plek, en die plek se naam was Samaria. Waar bly ons? Wat is die stad se naam waar ons bly? Weet julle? Kempton Park. En wie van julle was al in Pretoria? Nie een nie. Regtig? Sjoe, was die groot mense al in Pretoria? Okay. Wel, Johan ook van Pretoria, Christel. Okay, maar niemand van julle was al in Samaria nie. Nou in Samaria het Jesus eendag gekom, maar daai tyd jy het nie 'n kar gehad nie, jy moet op 'n kameel ry of op 'n donkie, as jy genoeg geld het kan jy op 'n perd ry, maar Jesus het nie 'n perd gehad nie, so hy het sommer geloop. En toe loop hy Samaria toe, maar is lank, jy moet vroeg die oggend opstaan, en dan sit bietjie koel in die oggend, en dan later dan word dit bietjie te warm, en wil jy jou baadjie uittrek, en so loop hy Samaria toe, en toe hy daar kom, toe is hy flou, hy is sommer baie moeg, en hy gaan sit daar op 'n muurtjie, en hy sê vir sy disippels, gaan julle so lank dorp toe, en gaan koop julle vir ons kos, en hulle gaan om kos te koop, en terwyl Jesus daar sit, nou daar's 'n put, so weet julle hoe lyk 'n put? Dis so 'n gat wat hulle mos grou, dan laat jy 'n emmer afsak met 'n tou, en dan skep jy water, of partykeer kon hulle met trappies afloop tot heel onder, is onder die grond, en dan kan jy water skep. En toe staan nou hierdie vrou, en sy skep water daar met haar tou en haar emmer, en toe sy aankom, toe sê Jesus vir haar, het jy nie miskien vir my 'n bietjie water nie, want ek is baie dors. Toe kyk sy vir hom, toe sê sy, maar jy is dan nie eens 'n Samaritaan nie, jy is nie van ons dorp nie, hoekom praat jy met my? En ons mense in ons dorp praat nie met julle nie, want hy is 'n Jood en sy is 'n Samaritaan. En hy is 'n man en sy is 'n vrou. Nou in daai tyd, dan het 'n man en 'n vrou nie in die straat met mekaar gepraat nie, net by die huis. En sy kyk vir hom, en Jesus sê vir haar, as jy geweet het wie ek is, dan sal jy my eintlik gevra het vir lewende water. Sê sy, waar kry jy lewende water? Jy het nie 'n tou of 'n emmer nie. En sy het nie verstaan wat hy bedoel nie. Hy het bedoel, dat as sy in hom glo, sal sy vir ewig lewe. Net soos wanneer jy water drink, dan voel jy nie meer dors nie, en as jy nie water drink, nooit water drink nie, sal jy doodgaan. En so, hulle begin toe so praat, en toe sê hy vir haar, nou, gaan gou huis toe, dan gaan roep jy jou man, dat hy ook hiernatoe kom. Toe sê sy mos vir hom, ek het nie 'n man nie. Toe sê hy, ja, ek weet jy het nie 'n man nie, want jy is al 5 keer getroud, en nou bly jy by nog 'n man, en is nie eers jou man nie. En toe voel sy so 'n bietjie skaam, want sy weet sy doen verkeerd, en toe sê sy, nou waar moet ons vir God prys? Jy praat soos 'n profeet, jy praat of jy baie weet van God, en toe sê hy, nee, ons moenie God prys by die tempel nie, ons moenie God prys, ons moenie op die berg klim nie, so jy hoef nie, en vir ons ook, jy hoef nie eens in hierdie gebou te kom om God te prys nie, ons doen dit, want ons is God se kinders, en ons hou daarvan om saam te kom, hy wil hê ons moet, maar jy kan hom prys enige plek. En toe sê sy, ag, toe maar, ek sal ander dag weer luister, ek moet gaan, ek sal wag tot God se spesiale koning kom, die Messias. Toe sê Jesus, ek is die Messias. Toe kyk sy so, toe los hy haar emmer daar, hy val om die waterloop uit, sy hardloop in die dorp in, en die disippels, hulle kom toe nou met die kospakkies, en hulle sien hierdie vrou hardloop verby, hulle gaan sy verby, en hulle kyk, en hulle stap verder tot by Jesus, hulle sê, wat is aan met die vrou? En die vrou het toe in die dorp ingegaan, en sy het vir almal gaan vertel, raai wat, ek het 'n man ontmoet, en hy het my alles vertel van my lewe, en hy is die Messias, kom kyk, hy is God se spesiale koning. En die mense kom toe uit, en Jesus, toe hulle aansien kom, sien hy almal kom so aan, ek wonder of hulle wit klere gedra het, want hy het gesê, dit lyk soos koringlande, wat gereed is om geoes te word, soos amper wit van die wit, so gereed is dit. En toe sê Jesus, ons moet preek, ons moet mense vertel van hierdie redding wat Jesus kom bring het.
En toe kom al die mense uit en sê hulle, nou glo ons, sê hulle, asseblief Jesus, asseblief bly by ons dorp. Ek het plek in my huis, sê iemand anders, nee, kom slaap by ons huis. En toe het hulle genoeg plek, dat Jesus en die disippels al kan slaap, toe vertel Jesus hulle die wonderlike nuus, dat hy God se koning is en hoe hy mense sal red as hulle in hom glo. En toe, 'n ander keer, toe stap Jesus saam met die disippels nou, Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Matteus, al die disippels saam Jesus, en toe kom hulle weer by daai plek, maar dis nou later, en dis 'n ander dorpie, maar ook Samaritane. En toe sê hulle, toe Jesus verby, waar gaan julle? En Jesus sê, ons is op pad Jerusalem toe, want Jesus gaan gekruisig word. Hulle gaan hom ons doodmaak, dat hy vir ons sonde sterf. En hulle stap verby, en toe sê die Samaritane, gaan weg, gaan verby, moenie hier inkom nie. Want hulle het nie van die Jode gehou nie. En toe is Petrus, of Johannes en Jakobus so kwaad, hulle sê, Jesus, sê net vir ons sal u beskerm, dan sal ons bid dat God vuur uit die hemel stuur, dan brand hy al hierdie mense. Toe sê Jesus, nee. Ons moet nie so wees nie. Dis nie wat God wil hê nie. Toe stap Jesus verder. En toe is Jesus gekruisig vir ons sonde. Hulle het hom toe in die grond gesit, hy is begrawe, en op die 3de dag, toe staan hy ons op uit die dood, toe lewe hy weer. En toe het hy opgegaan hemel toe, en toe later, daai mense wat nie wou hê, Jesus moet vir hulle preek nie, toe stuur Jesus iemand, en die man se naam was Filippus. En toe het Filippus begin preek, en hy vertel die mense van Jesus, hy sê, kom julle, kom al die mense, ek het wonderlike nuus om julle te vertel. En hy begin hulle van Jesus vertel, hulle het siek mense gebring, hy het die siekes gesond gemaak, daar was mense dan duiwels, bose geeste het in hulle gebly, dan jaag hy hulle uit in Jesus se naam, en soos hy preek, meer en meer mense, hulle is so bly, dat Filippus hulle van Jesus kom vertel het. En so 'n groot les wat ons leer is, partykeer wil mense nie van Jesus hoor nie, maar Jesus sal terugkom. En hy sal mense red. En hy sal groot mense red, en hy sal dogtertjies red. Haai, ons het een seentjie daarom hierso. Ok, hier's 'n klomp dogtertjies, hy sal dogtertjies red, hy sal seentjies red, hy sal ooms red, hy sal tannies red, en hy sal hulle sy kinders maak, en niemand sal hom keer nie. Want die Heilige Gees werk, en waar die Heilige Gees werk, gaan mense se ore so. En dan wil hulle hoor van Jesus, en hy red mense. So sal julle gered wil wees, sal julle wil hê, julle moet kinders van God wees. Toe ek 9 jaar oud was, toe was ek by 'n sondagskoolkamp, toe sê die oom, almal wat Jesus se kinders wil wees, kom staan hier voor en bid ons vir julle. Maar hy het eers gesê, steek julle hand op, toe steek ek my hand op. Toe sê, kom staan hier voor en bid ons vir julle. Toe gaan ek vorentoe, toe bid hulle vir my. Maar ek het nie regtig in my hart dit geglo nie. Ek het nie eintlik geglo dit. Ek het geglo Jesus is waar, maar ek het nie vir hom gesê, vat my sonde weg, maak my 'n kind van God. Ek is jammer oor my sonde. En toe het ek daarna, ek het my sussie beklei en allerlei slegte goeders gedoen. Ek was 'n stoute kind en almal het gedink ek is gaaf, want ek was elke Sondag by die kerk en in die sondagskool. Maar ek het goeders gedoen wat niemand gesien het, wanneer my pa en ma nie daar is nie. En ek het vir hulle gejok en ek het gesteel. Maar toe het Jesus, net soos met daai Samaritane wat nie by Jesus wou hê nie, hy het teruggekom en toe het Jesus teruggekom. Toe het hy weer na my toe gekom en hy het 'n oom gestuur om met my te praat oor Jesus. En toe word ek God se kind. En ek het my sondes gebring en ek was jammer daaroor en dis wat hy vir julle wil hê. Dis hoekom hy my gestuur het vandag, om met julle te praat en julle te vertel. Bring die sondes, die goed wat julle verkeerd doen en sê vir hom ek is jammer. En vra hom, maak my 'n kind van God, verander my lewe en hy sal. Julle kan gaan sit.